So die storie is van dit wat oom Josha nou net gelees het van Ananias en Safira. So wat gebeur het is, Petrus het mos nou gepreek, en toe het baie mense gesê, maar hulle wil ook God se kinders wees. En hulle het gesê, maar hoe kan ons God se kinders wees? En toe sê hy vir hulle, hulle moet in Jesus glo, en hulle moet wegdraai van hulle sonde en die verkeerde goed wat hulle doen. En so baie mense het God se kinders geword, 3000 op een dag, en toe is hulle mos gedoop, en toe hou dit net aan. Oral waar Petrus preek, dan sê mense, ons is jammer oor ons sonde. En om wat moet ons doen? Dan sê hy, draai na Jesus toe, draai na Jesus toe. En dan glo mense in Jesus, en toe groei dit. So 3000, en toe 5000 ooms, en dis nie sonder die tannies en die kinders. En toe hou dit net so aan groei. En toe, eendag, toe die Christene nou so bly was om by mekaar te wees, want as hulle daar is, dan eet hulle saam, hulle deel hulle kos met mekaar, en hulle gee om vir die siek mense en die arme mense. En dit was so lekker gewees, dat een man, sy naam was Barnabas, toe besluit hy, weet jy, ek het 'n plaas, en ek het nie daai plaas eintlik nodig nie, kom ek verkoop die plaas, en vat ek die geld, en dan bring ek dit vir Petrus hulle, dan kan hulle sê, maar hier's baie mense wat nie kos het nie, en klere nie, en dan gee ons dit vir hulle, laat hulle kan kos koop, en toe doen hulle dit, en toe staan 'n man Ananias en Safira, toe dink hulle, miskien kan ons ook iets vir die kerk gee. Maar hulle wou nie eintlik dit doen, want hulle was lief vir die arme mense nie. Hulle wou dit doen, dat almal kan sê, julle gee baie geld. En toe besluit hulle sit in hulle huis eendag, en ek kan nou net sien, miskien sit hulle by hulle kombuistafel, en toe sê hulle, goed, my vrou, ons moet ook laat die mense ons raak sien. So kom ons verkoop ons plaas ook, en dan bring ons die geld, maar dan sê ons vir hulle, ons het al die geld, ons het ons plaas verkoop, en ons gee so om vir die arme mense, ons gaan al ons geld vir hulle gee, maar dan jok ons. En toe besluit het, sê sy vrou, ja, dis 'n goeie plan, kom ons doen dit. Toe verkoop hulle die stuk grond, en hulle vat toe die geld, en toe vat hulle van die geld, en toe steek hulle dit weg, en toe bring hulle die ander geld, toe sê hulle, Petrus, ons het hierdie geld gebring, laat julle die arme mense kan help. So vat hierdie geld en gee dit vir die arme mense, want hulle het nie iets nie. En toe sê Petrus, dis baie gaaf, so is hierdie die geld wat julle gekry het vir die plaas? Sê hulle, ja, dis al die geld, sê Ananias. Toe sê Petrus, jy jok. Het God gesê jy moet die plaas verkoop? Was dit jou plaas, of moet jy die plaas verkoop het? En toe jy die plaas verkoop het God gesê, jy moet al die geld vir die kerk gee? Nee, dit was jou eie besluit. Die probleem is, jy jok. En jy jok nie vir mense nie, jy jok vir die Heilige Gees, jy jok vir God, want jy dink, hy weet nie wat jy en jou vrou gepraat het in die kombuis nie. En toe Petrus dit vir hom sê, toe slaan hy neer soos 'n dooie os. Hy val net daar neer en hy gaan so, toe blaas hy sy asem uit en hy's mors dood. En toe daar mense daar gestaan, hulle oë het so groot geraak. Toe sê Petrus, vat hom uit en begrawe hom. Toe vat hulle hom uit, hulle grawe 'n gat in die grond, hulle sit hom maar in en hulle gooi die grond oor hom. En toe so 3 ure later, toe kom sy vrou in. Nou sy het nie geweet haar man is dood nie, sy weet nie wat gebeur het nie. En Petrus sê vir Safira, sê vir my, daai plaas wat jy verkoop het, is dit, daai geld wat jy gebring het, was dit al die geld en was dit vir soveel rand gewees? Nou, hulle het nie eintlik rand gehad, maar hulle het silvergeldjies gehad. Was dit vir soveel silvergeldjies? Sê sy, ja, en toe jok sy ook. En toe sê Petrus, jy jok. Hoekom het jy en jou man besluit dat julle gaan jok? Hoekom het julle gedink, julle kan jok en julle het gedink God gaan nie weet nie?
En toe Petrus dit sê, toe slaan sy mors dood neer. En ook soos haar man so. Toe sy dood. En toe sê Petrus, vat haar en begrawe haar langs haar man. En toe almal in die kerk dit hoor, jy kan net sien, by die winkel, by die werk, by die huis, almal sê, het julle gehoor, Ananias en Safira is dood? Hulle sê, wat het gebeur? En toe vertel hy die storie. En toe gaan sê hulle vir hulle vriende, en vir hulle kinders, en vir hulle oupas, en hulle oumas, vir hulle ooms en hulle tannies, en later toe weet almal, en almal wat dit gehoor het verskriklik bang geword. Hulle het so groot geskrik, hulle het gesê, So ons moet nie dink, ons kan verkeerde goed doen, en dan net sommer jok en goed doen, en God weet nie. Ons moet doen wat God sê. Ons moet luister vir God. En wat die apostels vir ons preek uit sy woord. En almal was so bang. En toe het mense begin, siek mense bring, en gesê, kan julle vir hulle bid dat hulle gesond word? En toe het baie siek mense gesond geword, en toe besluit die mense wat nie vir Jesus wil lief wees nie, wat hulle sonde wil doen, toe sê hulle, ons gaan nie na daai kerk toe gaan. Anders kan ons nie die verkeerde goed doen nie, en as jy daar gaan, en jy sal gestraf word. Maar, God is goed, en God weet wat sy kerk nodig het, en toe stuur hy baie mense. Maar ek bedoel, onthou ek het nou gesê, dit was 3000, wat op een dag God se kinders geword het, en toe 5000 net die ooms, is dit so gegroei, maar hierdie keer was dit meer as enige van daai kere, want dit sê meer as ooit tevore. Mans het gekom, vroue het gekom, en het almal by die kerk aangesluit, en hulle het gesê, maar ons wil God se kinders wees, ons is jammer oor ons sonde. En toe het Petrus vir hulle gesê, wat moet hulle doen, as jy jammer is oor jou sonde? Hoe kan God jou sonde wegvat? Glo in Jesus. Kom na Jesus toe, glo dat hy aan die kruis dood gegaan het vir ons sondes. En toe doen hulle dit. En toe het nog mense gekom, want baie was siek geweest. Toe sê hulle, my oom kan nie loop nie. En toe sê iemand, my boetie is blind. En toe bring hulle al daai siekes, en daar was so baie geweest, hulle kon nie eens almal by Petrus uitkom nie. En dan loop Petrus verby, hulle het gehoop as hy verbyloop, daar is my skaduwee. Dat hy net so sal loop, en as hy skaduwee so oor hulle gaan, het hulle gedink, maar dan kan ons gesond word. En so God het die kerk geseën, en almal was bly, en almal het vir God geprys, want God is sterk en groot, en hy hou nie van sonde nie, maar hy is ook baie lief vir mense, en as hulle in hom glo, sal hy hulle vergewe, en hulle word kinders van, julle kan gaan sit.